middel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Ek gaan nou lekker met Dr. Judy Pretorius gesels, maar julle moet ook weet, ons bly in Suid-Afrika en ons is hier uit teen die elemente, nie net die son en die weer nie, maar ook insekte, slangbuite, luise en hoe mense dit kan behandel. Dr. Judy, vertel my 'n bietjie, hoe onderskei mense tussen die tipe buite? Wel, ek kom ook nou van die oosterse lande af. Ek is redelik baie gebyt, tog ek moet vandag hieroor praat. Okay, so jy eerstehands ondervinding. Eerstehands ondervinding. Maar jy kan onderskei tussen twee tipes, 'n giftige byt en 'n nie giftige byt. En wat dit eintlik beteken as ons by die giftige byt kan begin, is wanneer 'n insek of 'n tipe spesies jou steek of byt en gif in jou vel in deponeer. Byvoorbeeld 'n bysteek, 'n perdebysteek, spinnekopbyte, skorpioene, slange ensovoorts. En die effek wat dit het op die vel is dit brand, dit seer, dit is pynvol, daar's baie swelling en inflammasie betrokke en gewoonlik, jy weet, kan dit dalk weggaan, maar dit kan ook gevaarlik wees. Mense kan in anafilaksiese skok ingaan, byvoorbeeld 'n allergiese reaksie en jy kan jy weet snak na jou asem argumentsontalwe, dit kan neurotoksies of sitotoksies wees, dan moet jy maar hulp kry. Maar daarteenoor kry jy jou nie giftige insekbyte wat nie so skadelik is nie. Byvoorbeeld muskiete, so jy kan op meer as een plekkie 'n byt kry, vlooie, bedluise ensovoorts en dit het meer gaan gepaard met 'n gejuk, ook 'n bietjie swelling ensovoorts. So dis die verskil tussen die twee, maar dis ook nie te sê dat dit nie gevaarlik kan wees nie, want muskiete kan byvoorbeeld malaria oordra en dalk 'n bosluisbyt kan 'n infeksie veroorsaak. So mense moet maar altyd net op die uitkyk wees dat dit net nie gevaarlik is nie. Ja, maar ek dink jy gaan weet as 'n slang jou pik. Jy gaan weet dit gaan 'n bytplek wees en dit gaan tipies twee steek bytplekkies wees wat jy kan sien. Selfs met 'n spinnekopbyt wat gewoonlik na 'n paar dae of so 48 uur dan word daai bytplekkie swart. Jy weet daai tipiese nekrotiese weefsel. Jy kry amper so insinking van die vel wat plaasvind en baie hoë voginhoud. So jy gaan definitief moet hulp kry in so 'n geval. Jy kom agter ons is nie meer nou besig met muskietbyte nie. Ja. Nou 'n ander ding. Nou hoe behandel mense hierdie tipe? Wel, die heel eerste oor die toonbank behandeling is om te gaan soek na bestanddele wat 'n baie skerp reuk het, jy weet. Soos byvoorbeeld die ethylmetatolamied argumentsontalwe, maar dit is dan bekend as DEET of picaridin argumentsontalwe. So dis produkte wat jy fisies op die vel kan smeer, maar dit het 'n baie prominente reuk. Afweermiddel argumentsontalwe. Tea tree olie ook help. Laventelolie help. Ek het gehoor. Knoffelreuke help. Citronella olies help vir daai tipe van dinge. Maar ook as dit nou alreeds gebeur het, kan jy gaan soek vir topikale produkte, veral met die gejuk wat 'n anti-histamien bestanddeel binne-in het. En natuurlik ook, en hoekom ek vandag ook hieroor wil praat, ek is byvoorbeeld bekommerd wat doen skole as klein kindertjies dalk gesteek word deur bye. Jy weet, is daar dalk 'n tipe van 'n proaktiewe respons waar iemand dalk 'n adrenalienspuit het om seker te maak as hulle begin snak na asem of antihistamien, dat hulle net so gou as moontlik uit daai proses kan uitkom, dat jy hulle kan red op die uiteinde van die dag, want dit kan baie gevaarlik wees. Ja, ek bedoel, ek het nou juk alles. Ek weet nie van julle nie, maar ek voel ek met heeltyd krappie op my arm. Dr. Judy, dankie. Dankie vir die insig soos altyd. Nou, Dr. Judy neem 'n blaaskans, maar sy is weer terug middel Mei met 'n splinternuwe reeks.